As kom ons buig die hoofde, dan bid ons net saam. Ons hemelse Vader, ons eer en ons dank U dat ons in die woord lees, as U die huis nie bou nie, te vergees bou ons daaraan, as U die stad nie bewaak nie, te vergees waak die wagters. Ons loof en ons prys U Here dat U U kerk bou op aarde en dat U mense uit elke nasie, taal, volk en stam red en byvoeg by U hemelse koninkryk. Omdat U Vader in Jesus Christus ook die prys betaal het aan die kruis, vir ons U liefde kom openbaar het, vir ons kom wys het hoe lief God die Vader ons gehad het, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie week gelees van die apostel Paulus wat aan die jongman Timoteus skryf. Hy sê vir hom, ek ly verdrukking in hierdie boeye, maar ek doen dit ter wille van die uitverkorenes van Christus, dat hulle ook die saligheid kan verkry. En Vader, baie dankie dat elke poging wat ons aanwend om U evangeliewoord te verkondig, ten doel het om die uitverkorenes, om hierdie kosbare geskenk wat U aan Christus beloof het, te bereik met die waarheid. En dankie dat ons weet dat Christus deur die Heilige Gees lewe bring in 'n dooie hart en mense kan uitroep om genade en vergifnis van sonde kan ontvang. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier is, wat weergebore is, wat gered is, wat kan getuig, eens was ek duisternis, maar nou is ek lig in die Here. Ag Here, ek bid dat hulle sal wandel soos kinders van die lig, en dat ons U so sal verheerlik. En vanmôre vir hulle wat hier is, en hulle wat miskien vanmôre inskakel, wat U nog nie ken nie, bid ons, dat U reddende genade ook hulle deel sal word. Ag dierbare Here, dit is so seker, soos wat ons hier sit vanmôre, dat die ewigheid sal aanbreek. Ons weet nie wanneer nie, ons weet nie hoe nie, ons weet nie op watter manier nie. Maar die gebed van my hart is dat, sou U een van ons lewens neem, dat ons gereed sal wees om ons Skepper en ons Regter en ons Redder te ontmoet. Ons bid hierdie dinge, Here, in U naam, omdat ons weet, U is die hoorder en verhoorder van ons gebed. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir die geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks uit die boek Genesis. Ons gaan vanmôre by deel 2 stilstaan van Genesis 26. Ek gaan nie weer al hierdie verse lees nie. U sal onthou, ons het verlede week al hierdie verse saam gelees en afgesluit met die woorde dat Esau se 2 vroue 'n bittere verdriet was vir Isak en vir Rebekka. Nou vanmôre gaan ons net aangaan met ons reeksie. Ek gaan so kort oorsig met U hanteer. U sal onthou, ons het verlede week begin met die tema, die gedagte Isak se vrees, leuns, voorspoed en hulle bittere verdriet. U sal onthou, ons het so 'n bietjie gelees uit hierdie gedeelte en vir u gesê dat hierdie man Isak het ongegronde vrees gehad en die rede daarvoor is, die Here het baie duidelik vir Isak gesê, soos hy vir Abraham beloof het, het hy vir Isak beloof dat die Here hom sal seën. En die Bybel sê baie duidelik dat die Here vir hom die lande in besit sal gee. Vir u gesê, die Here het gesê dat hy die eed sal bevestig wat hy met Abraham gesluit het, hierdie eed wat hy met Abraham gesweer het. Hy sê, ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Ons is eintlik maar geestelike nasate van Abraham, omdat die Here ook hierdie belofte gestand gedoen het deur mense te red uit elke nasie, taal, volk en stam. En ag vriende, ek glo dat u eens daarmee is dat die Here nie 'n voorkeur het wanneer dit kom by mense, wanneer hy mense red nie. Ons weet uit sy volk Israel uitgekies vir 'n besondere en 'n bepaalde rede en tot hulle moes hulle geloof gestel het in hierdie God. Die Bybel sê die Here het in die meeste van hulle nie 'n behaag gehad nie en hulle neergeslaan in die woestyn. So ons moenie die aanname maak omdat ons 'n bepaalde velkleur is, sal ons in die hemel kom nie. Ek het hierdie week weer gehoor dat mense praat van hierdie gedagte, as jy 'n bepaalde velkleur is, sal jy 'n voorkeur hê om in die hemel te kom. Die Here sê red uit elke nasie, taal, volk en stam. En dis 'n belofte wat die Here vervul in hierdie belofte wat hy vir Abraham gemaak het, dat in hom die nasies van die aarde geseën sal word. Nou baie belangrik is, nadat Isak hierdie belofte ontvang het van die Here, lees ons dat hy weens die hongersnood wat daar was, na die land van die Filistyne gevlug het. En hoor wat staan daar, net so kort oorsig. Genesis 26 vers 7, en toe die manne van die plek hom na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my suster.
Want hy was bang om te sê my vrou, anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak terwille van Rebekka, want sy was mooi van aansien. Ek het vir u gesê, die meeste tye wanneer ons vrees, is dit ongegronde vrees, want ons dink, miskien is daar 'n moontlikheid dat hierdie ding kan gebeur, of miskien is daar 'n moontlikheid dat daardie ding kan gebeur, en ons is so vasgevang in vrees, maar dit is nie die werklikheid nie, dit is nie die realiteit nie. Ons gedagte is besig om met ons op loop te gaan, en as u nou al die boek van Martin Lloyd-Jones gelees het, Spiritual Depression, as u hom nog nie gelees het, u kry hom vir u, lees hom, bestudeer hom, kosbare boek om vir ons te leer, waarom kinders van die Here vandag so depressief is, so neerslagtig is. Die groot rede is omdat ons te veel met onsself praat, in plaas van om met God te praat. En wanneer ons met onsself praat, praat ons nie met onsself oor dit wat God se woord sê nie, maar ons is heeltyd besig om die negatiewe, die onbybelse gedagtes te bedink, en dis presies wat Isak gedoen het. Die Here gee al hierdie beloftes vir hom, en Isak dink maar, Here, hierdie ouens gaan my doodmaak, want hierdie vrou is mooi. En die Bybel sê vir ons dat hy ongegronde vrees gehad het. Dit het gelei tot die volgende sonde, Isak se leuen. Die Bybel sê vir ons dat Isak 'n leuen vertel en sê, hierdie is my suster. En Abraham het dieselfde gedoen. Jy onthou, met Sarai, dis my suster. En die hele gedagte is baie duidelik. Abimelech sien vir Isak en Rebekka. Ek het vir u gesê, hulle het nie onderhandjie klap gespeel, of vrot eier gespeel of iets nie. Hierdie gedagte dat hy hulle gesien speel het, dit was intimiteit wat hy gesien het by hierdie twee, en hy het besef, maar hoor hierso, hierdie Isak het vir my gelieg. Hierdie is nie sy suster nie, maar is sy vrou, en hierdie skande van hierdie man van God, hierdie geroepene van God, hierdie een wat dan ook die seun van die Here sou dra na die nasies, moes eintlik berispe geword het deur 'n heidense koning. Hierdie koning Abimelech roep hom en sê vir hom, Isak het vir my gelieg. Hierdie is jou vrou, is nie jou sussie nie. En wat sê hy? Ek het gevrees, ek het gedink dat julle my gaan doodmaak terwille van hierdie vrou. Dink aan jou lewe die afgelope week. Hoeveel sonde het jy die afgelope week gedoen? Omdat jy gevrees het en gelieg het. Jy het gedink iets gaan gebeur, en jy het 'n storie opgemaak, en jy het jouself probeer beskerm, of jouself probeer verdedig, of miskien die waarheid weerhou. En vanmôre sit jy voor die Here en jy is skuldig en jy weet. Miskien is jy hierdie week uitgevang oor jou leuen, en jy is miskien berisp deur 'n ongeredde, en jy dink by jouself, hoeveel skande bring ek net nie op die naam van die Here nie. Jy sal onthou, ek het vir u verlede week gesê dat Isak en Rebekka was 'n doodnormale gesin. Hulle is nie mense wat 6 tyd bo die grond gesweef het met 'n helle bo die kop, en dit was hierdie heiliges dat ons nie met hulle kan assosieer nie. Ek het vir u gesê, hulle daaglikse lewe word in die Bybel vir ons opgeteken, en selfs hulle sonde word aan ons geopenbaar. Waarom? Omdat die Here vir ons wil kom leer dat hierdie boek, hierdie Bybelboek, is van toepassing ook op my en jou in die jaar 2026. En ek het nodig om te sien dat ons ook in ons daaglikse lewe sekere dinge doen, sekere dinge vrees, en dan sekere leuns vertel. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, en ons gisterand as gesin weer daaroor gepraat, as leuns deel van my lewe is ek nie 'n kind van die Here nie. Hoekom sê ek so? Onthou u wat sê Jesus vir die Fariseërs in Johannes 8 vers 44? Hy sê, julle die duiwel as vader, en die begeertes van julle vaders doen julle, of van julle vader doen julle. Hy was 'n leienaar van die begin, en hy staan nie in die waarheid nie. Kan kinders van die Here lieg? Ja, ons sien dit met Isak, ons sien dit met Abraham. Maar dit is nie 'n patroon nie, dit is nie 'n lewenswyse nie. En daarom is dit noodsaaklik om te sien dat waarheid ons kom vrymaak het. En die Here sê, as julle die waarheid ken, sal die waarheid julle vrymaak. En Jesus bid in Johannes 17:17, en hy sê, Vader, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Daarom is 'n kind van die Here iemand wat bekend is dat hulle die waarheid praat met ander. Die vraag het na ons kant gekom, is dit ooit geoorloof om leuns te vertel? En die Here sê vir ons, Kolossense 3 vers 9, nee. Nee, lieg nie vir mekaar nie. As jy iemand liefhet, as jy die Here liefhet, gister het ek en my vrou daaroor gepraat, dink aan wat 'n skade en skande ons op God se naam bring wanneer ons lieg, wanneer ons sonde doen, wat ook al die sonde. Hy is die alomteenwoordige God wat dit sien en daarvan weet, en mag u en ek genade vind om berou te hê oor ons sonde, dit te bely en te laat staan, sodat ons barmhartigheid
kan verkry. En toe kom ons eintlik by hierdie gedagte wat ons vir 'n 6 geslaan het, want ten spyte van Isak se vrees en sy leuns, was hy geweldig voorspoedig. Die Bybel sê, sy oes was 100voudig meer as wat dit gewoonlik sou oplewer. En die vraag het na ons kant toe gekom, hoe versoen ons sy sonde met sy voorspoed? Want baie mense sê, kyk, ou Isak was 'n ou leenaar, en die Here het hom nog steeds gebless. So praat hulle deesdae. So, ek kan maar sondig, die Here sal my ook seën. Ek het vir u baie duidelik gesê, baie duidelik gesê, dat voorspoed is nie gekoppel aan saligheid of heiligheid nie. Want dan is van die moslems die mees geseëndes van die Here. Dan is baie van hierdie ryk manne in die wêreld, die eerste triljoenêr in die wêreld, is 'n man wat die Here nie liefhet en die Here nie ken nie. As dit kom by die kind van die Here, sien ons ook dat Isak hard gewerk het. Hy het gewerk, hy het gesaai en hy het geoes. Ons weet God het vir hom die seën gegee, omdat die Here ook 'n bepaalde belofte aan hom gemaak het, maar ook vir u baie duidelik laasweek gesê, God sien nie sonde oor nie. Alhoewel ons sonde nie altyd dadelik gestraf word nie, word 'n kind van die Here se sonde altyd in Christus gestraf. So, geen sonde word net eintlik half vergeet nie. Elke keer as ek sondig, het Christus vir daai sonde aan die kruis betaal, en is ek eintlik maar besig om deur my sonde te rebelleer en Christus opnuut tot skande te maak. Maar het ek vir u gesê, dat die Here sien nooit sonde oor nie. Maar dink daaraan, as die Here ons elke keer dadelik moes straf vir ons sondes, was nie een van ons vanoggend hier nie. Ek gee nie om wie u is nie. En ek gee nie om hoe lank u die pad met die Here gestap het nie. As die Here ons onmiddellik moes straf vir ons sonde, daai oomblik as ek 'n gedagte bedink, of daai oomblik wanneer ek hierdie kortaf antwoord gee vir iemand, of wanneer ek miskien kwaad raak wanneer iemand voor my inry, of wanneer ek miskien laks is in die lees van my Bybel of gebed. As die Here my elke keer op daardie oomblik moes straf, sou nie een van ons vanmôre hier gewees het nie. So moenie al te regverdig wees en jouself aanstel bo ander nie. Ja, die Here het vir ons baie duidelik in die Bybel die tigmaatreëls gegee wat die kerk moet toepas vir mense wat in aanhoudende, bewuste, blaatante sonde lewe. Maar vir een vir my wat baie keer miskien in 'n oomblik van swakheid, vrees, of miskien 'n leuen vertel, of miskien nalat om iets te doen, dank God dat hy vanmôre nie met jou gereken het volgens wat jy verdien nie. Want daar was nie een van ons vanmôre hier nie. Ek het vir u gesê, gaan ons almal ryk word? Dis die volgende vraag wat mense vra, want hulle kyk na, en veral die ouens op die televisie, lyk my, hulle is die enigste ouens wat hierdie kuns het, om arme mense uit te buit en vir hulle te sê, luister, as jy in my koninkryk R500 saai, sal die Here vir jou R5,000 teruggee. Ek het nou die dag vir iemand gevra, hoekom saai jou pastoor of jou profeet nie sy 50 miljoen in God se koninkryk nie? Want dan gaan hy mos baie meer terugkry. En die enigste antwoord, hy is nie so stupid nie. Hy weet presies dat hy eintlik maar besig is om mense uit te buit. Gaan ons almal ryk word? Die antwoord is eenvoudig nee. 'n Gemeente bestaan uit arm, middelklas, ryk mense. Hoekom? Want God het dit so bedoel. God se volk het so gelyk. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, manne soos Abraham en Isak en Jakob was ryk mense gewees. Job was 'n baie ryk man. Paulus sê, hy sê nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek het vir u verlede week gesê, dankbaarheid is 'n gesindheid wat in elke kind van God se lewe moet wees. En ag vriende, dit bring ons uit by vanmôre se boodskap. Hierdie is net so inleidende gedagte oor wat ons verlede week hanteer het. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na die putte wat gegrawe is en die geestelike toepassing daarvan. U sal onthou nou, Genesis 26 het vir ons vertel van die ongegronde vrees, vir ons vertel van die leuen wat hy vertel het, en het ons ook in besonder vertel van die voorspoed wat hierdie man Isak beleef het. Maar nou lees ons hier in Genesis 26 vers 15. En al die putte wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, deur die Filistyne toegestop en met grond gevul. Toe sê Abimelech vir Isak, trek weg van ons, want jy het vir ons veels te magtig geword.
Daarop het Isak van daar weggetrek en laar opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon. En Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het. En dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het. Nou toe ek hierdie week daaroor lees en ek het in die verlede ook al oor hierdie waarhede gepreek en dink gereeld daaroor. En het ek besef, vriende, en ek het dit hier op my notas geskryf, baie maal lees ek oor gedeeltes en ons steur ons nie veel aan die geestelike betekenis wat ons ook in die gedeelte sien nie. Die meeste van ek lees vanmôre van putte wat gegrawe was en hierdie putte was weer toegestop. Nou in daardie tyd, vriende, was water skaars geweest. Dit klink amper soos Suid-Afrika, né? Ons het damme so groot soos die Indiese Oseaan. Maar die goed word nie onderhou nie, die water loop weg en dikwels is daar tekort aan water ook in ons eie land. Nou ons grawe in die putte nie, ons boor of ons sink 'n boorgat. En dan het ons water weer vir 'n tyd lank tot daardie watertafel opdroog en dan sink ons weer die volgende boorgat. Maar in hierdie geval het hierdie dienaars gegrou en het hulle dan hierdie putte oopgemaak en water gevind. Dit was noodsaaklik, dit was lewendgewend of die gedagte van die mens en die dier het dan versadiging gevind daarso, lewe gevind daar. En toe ek dink aan die geestelike toepassing hiervan, toe dink ek, vriende, aan dit wat hier staan. Die Bybel sê Abraham het putte gegrawe en die Filistyne het gekom en hierdie putte toegestop. Die Filistyne het gekom en hierdie putte toegestop. En die geestelike toepassing wat ek hier gesien het en die gedagte wat ek tog vir u wil deurgee, in daardie tyd was dit fisiese putte wat gegrou was. Maar as ons kyk na wat die Nuwe Testament sê, dan sien ons dat Christus word as die lewende water vir ons deurgegee. Vers 19. En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water. En die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesê, dis ons water. Daarop het hulle die put Esek genoem, omdat hulle met hom oneenigheid gehad het. Daarop grawe hulle 'n ander put. En daaroor het hulle getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem. Toe het hy van daar versit in 'n ander put gegrawe en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Rehoboth genoem en gesê, ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in ons land. Nou vriende, as ons dink aan hierdie lewende water, dan is dit eenvoudig 'n gedagte van vloeiende water. Dit was vars water gewees, dit was drinkwater gewees en in die droë en onherbergsame omgewing van Kanaan was hierdie waterbron uiters kosbaar en lewendgewend. Dis 'n simbool van God se sorg en voorsiening in tye van droogte en ook in hierdie geval, in Isak se geval, in die tyd van verwerping. Maar hoor wat sê die Bybel vir ons in Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat aan my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En hy het dit gesê van die Gees wat die sou ontvang wat aan hom glo, van die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nou vriende, die mooi ooreenkoms en die geestelike toepassing wat ek gesien het in hierdie putte wat gegrawe was en Christus wat die lewende water is, was vir my so duidelik en het so uitgestaan soos 'n paal bo water. Daardie mense was dors en hulle het putte gegrawe en hulle het uit daardie putte gedrink en daar was lewe gewees en die Bybel sê vir ons, as ons geestelike dors het, dan is daar geen ander plek waar ons versadiging sal vind behalwe by die Here Jesus Christus nie. Daar is baie mense wat vandag hierdie leemte in hulle siel wil vul. Hulle dink die volgende 100.000 rand of die volgende miljoen rand of die volgende kar of huis of die volgende verhouding of die volgende vrou of die volgende kind wat gebore sal word, sal hierdie leemte vul. 'n Beter werk, 'n beter pensioenfonds en mense soek heeltyd na iets wat die leemte in hulle siele sal vul. En die Bybel sê vir ons dat Christus is die lewende water. Hy is die fontein van lewende water en elkeen wat dors, geestelike dors het, kan by hom kom drink. Maar daar is 'n ander ding wat vir my uitgestaan het. Het u gesien die Filistyne wat hierdie putte kom toestop het?
Ek het daaraan gedink. En ek wil nie te wye toepassing maak en te veel sê daaroor nie. Ek gaan miskien 'n paar oordenkings daaroor opneem. Maar ek het daaraan gedink, Christus, wat ons uit genade kom red, wat vir ons lewe gee, wat vir ons hierdie bron van waarheid en lewe is, vervaag so met tyd in ons lewe. Ons is nie dikwels, of kom ek sê, ons is dikwels nie so opgewonde oor Christus en so dankbaar vir ons verlossing soos ons was aan die begin nie. Stem jy saam? Ons raak half gewoond aan hierdie fontein van lewende waters. Ons raak so besig in ons kop met alles wat aangaan om ons. Dit wat ons het, dit wat ons nie het nie. Dit wat ons miskien al beleef het, die sonde wat ons gedoen het, die hartseer gevolge daarvan, mense met wie ons probleme het, die land wat agteruit gaan, miskien finansiële krisisse, dat ons vergeet dat die bron van lewende water is Christus en die vyand poog deurgangs om Christus in ons lewens te laat vervaag. Dat al die probleme na vore kom en ons kom nie by Christus uit nie. So vanmôre wil ek jou vra, as jy vanmôre geestelik arm geraak het in die sin dat jy die woord nie meer lees nie, dat gebed vir jou iets is wat net so af en toe gebeur, dat jy miskien besig is met kompromie in jou lewe, dink aan die Filistyne wat die putte toegestop het en die lewegewende water, die vloei daarvan gestop het, dat ek nie geestelik in dieselfde toestand sal verval. En dat die vyand en die wêreld en die vlees ons visie van die Here versteur en ons wandel met die Here skade doen nie. As ek dink aan kinders van die Here, hoe hulle begin, die opgewondenheid oor God se woord, die opgewondenheid oor gebed, die byeenkomste van die heiliges, die getuienislewering na buitekant, dan sien ek hierdie wonderlike ontmoeting met Christus en die uitvloeisel daarvan. Maar dikwels sien jy 'n jaar, 2, 5, 10 jaar later, raak mense so besig met hulle self, raak hulle so besig met ander, dat hulle vergeet dat vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Christus is die bron van lewegewende water. Hy is die een wat ons geestelik nuut kom maak en die Bybel sê vir ons, en dan gaan ons oorgaan na die tweede punt. Hy sê, hy wat aan my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Soos hierdie water uit die putte, vir hierdie mense, Isak en sy mense lewe gegee het. Soos ek veronderstel om die lewegewende water, die evangelie, die kosbare genade van ons Here Jesus Christus aan ander oor te dra, sodat hulle ook lewe en oorvloed van lewe kan geniet. So Isak het hierdie putte gegrawe, wat sy vader gegrawe het, oopgegrawe, nuwe putte gegrawe, en hulle het hierdie lewende water gevind. Maar 'n volgende gedagte wat ek gesien het, is Isak en die altaar. So Isak, ongegronde vrees, hy vertel leuns, sy voorspoed, hy grawe die putte oop wat sy vader gegrawe het, wat die Filistyne toegestop het, hy kry 'n put met lewende water, lewegewende water, ons sien hier die waarheid, en nou sien ons Isak en die altaar. Kom ons kyk gou wat gebeur hier. Genesis 26:23, Isak is uitgevang oor sy leuen, Isak is skuldig voor Abimelech, Abimelech sê vir hom, gaan weg van ons wil jou nie langer in ons land hê nie, jy het veel te sterk geraak vir ons sien jy's 'n geseënde van die Here. Maar nou lees ons in hierdie 23ste vers, dat die Here nie vir Isak een kan skuif nie. Dikwels wanneer ons gesondig het, wat is ons eerste reaksie? Vlug van die Here. Wat het Adam en Eva gedoen? Hulle vlug van die Here. Luister, het God nie geweet wat jy gaan doen nie? Die hartseer en pyn wat jy nou beleef, miskien as gevolg van die sonde, weet God nie daarvan nie? Waarom vlug jy weg van die enigste een wat jou kan help? En dis presies wat ons hier sien. Isak, die Bybel sê, het van daar opgetrek na Berseba, en weer 'n keer sien ons die Here se inisiatief na hierdie man Isak. Is nie Isak wat sy inisiatief neem en sê, Here, ek roep u nou aan, Here, asseblief bevestig net weer al hierdie goed aan my nie. Die Bybel sê, en die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê, ek is die God van Abraham, jou vader,
Moenie bang wees nie, want ek is met jou en ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder terwille van Abraham my knegt. Ek wonder, ek dink baie keer oor hierdie goed. Ek wonder of ou Isak nie bloedrooi geword het in sy slaap nie. God sê vir hom, hy vrees, hy lieg. Dan kom hierdie leuen kom aan die lig. Abimelech roep hom tot verantwoording. Die skade en die skande van hierdie leuen. In die volgende oomblik verskyn die Here weer aan hom. En die Here sê vir hom, Isak, al is jy ontrou, ek bly getrou. Ek wil jou vra vanmôre dat jy ophou, die Here sal in dieselfde kategorie plaas as 'n mens. As God soos ek en jy was ek en jy nie vanmôre hier nie. Ons het hierdie week gelees daar uit 2 Timoteus 2. Alles ons ontrou, hy bly getrou. As ons hom verloon, sal hy ons verloon, sê die Bybel. En hierdie verloning gaan eenvoudig oor iemand wat nie aan die Here behoort nie. Wat deur 'n konstante lewe van sonde sê, ek loon hierdie een wat ek bely, is eintlik my redder. Daarom bestaan daar nie so iets soos Christendom sonder 'n lewe van heiligheid nie. Maar ons sien God se inisiatief. Hy het hierdie verbond met Abraham gesluit. Hy het hierdie verbond met Isak gesluit en hy bevestig hierdie verbond met Isak na Isak se sonde. Wat 'n wonderlike God. Ek wil vir u sê, wanneer ek die Bybel lees, raak ek opgewonde oor die Here. Ek raak opgewonde oor hierdie God wat ons geskaap het en in Christus vir ons die verlossing kom skenk het. Wat is Isak se dadelike reaksie, sy direkte reaksie? Hier sien ons weer die kindskap, dat Isak die Here ken. Die Bybel sê, nadat die Here aan hom verskyn het, bou hy daar 'n altaar en hy die naam van die Here aangeroep en daar sy tent opgeslaan. En die dienaars van Isak het daar 'n put gegrawe. Nou vriend, ek het vir u gesê in die lewe van Abraham het dieselfde gedoen. Oral waar hy sy tent opgeslaan het, het hy altaar gebou. Die altaar is maar 'n baie duidelike gedagte van God se teenwoordigheid. Die feit dat die Here daar is en die Here aanbid moet word. Op die altaar was diere geslag gewees as hierdie wonderlike plaasvervanger in die plek van die sondaar. Ons sien hier die altaar, vriende, wat gedien het as hierdie byeenkomsplek waar die Here ook Abraham en later vir Isak en later vir Jakob ontmoet het. En ek het die vraag vir myself gevra en ek wil dit vanmôre vir jou vra. Hoe lyk my en jou altaar vanmôre? Jy kan vir my sê, Gerard jong, jy het die bus verpas. Ons het nie meer altaars wat ons bou by die huis nie. En ons het nie meer diere wat ons slag nie en ek stem met jou 100% saam. Maar vriende, ek vra jou, kom ons kyk na die huisaltaar. Wanneer laas jy saam met jou vrou en jou kinders die woord gevat en gelees? Wanneer laas jy as man gesê, kom vrou, ons gaan God se woord vanaand lees en ons gaan roep na die God van hemel en aarde, dat hy vir ons wysheid sal gee in ons daaglikse wandel saam met mekaar en ook daar buitekant. Wanneer laas het jy 'n getuie gewees in jou omgewing, waar jy vir mense vertel hoe die Here ook deur die waarheid van sy woord jou lewe kom verander het? U sien hierdie altaar is maar 'n getuienis van my wandel met die Here. My ontmoeting elke dag met die Here, wat 'n uitvloeisel het op my daaglikse wandel saam met die Here. Ek vra jou vanmôre, as jy te besig is, of is jy te besig om hierdie altaar en hierdie plek van aanbidding en hierdie plek waar jy tyd met God neem, is jy te besig en dit gebeur nie in jou lewe nie en vanmôre val jou lewe miskien uitmekaar, dan vra ek vir jou dat jy tot stilstand sal kom. Dat jy vanmôre vir die Here sal vra, Here, help my om my lewe te herevalueer. Want die beginpunt, vriende, van ondergang is as jy die altaar afskeep. As jy die tyd met die Here afskeep. Dis vir my verbasend hoe mense vandag hulle self regverdig in die sin. Ek is besig, daar is baie dinge wat in 'n dag moet gebeur, ek is te moeg, ek is te gespanne, dinge het verkeerd geloop, klomp goed wat hulle opper, om verskonings te maak, omdat hulle nie tyd met die Here spandeer nie. Die Bybel sê vir ons, dat Isak het die altaar gebou, en hy daar sy tent opgeslaan. Net so kort opmerking, dan gaan ons oor na die laaste gedagte toe. Ek is in 'n tentwoning. Ek hoop u verstaan dit.
Die Here sê 70 as ons sterk is 80. Ek praat nou die dag met een van my kinders, ek sê, as dit 70 is, ek nog 14 jaar oor op hierdie aarde. 14. As jy vanmôre 70 is, het jy miskien nog 10 oor. As jy 85 word, is my skoonma 87, sy was sterk soos 'n bees. Dan het ek nog 'n paar jaar oor, maar dink mooi daaraan. Die tentpenne gaan getrek word. Ons gaan sterwe. Moenie jou tyd op aarde vermors nie. Moenie die altaar afskeep nie. Moenie die tyd met die Here afskeep nie. Dis by hierdie altaar, vriende, wat alles sin maak. Dis by die altaar waar hierdie dinge wat in ons lewe miskien nie sin maak elke dag as ons beweeg tussen die wêreldlinge nie, begin sin maak. Daarom pleit ek by jou dat jy sal leer uit Isak se lewe. Dat Isak die altaar gebou het en daar die naam van die Here aangeroep het. Die laaste gedagte vanmôre is Isak en Rebekka se bittere verdriet. Dit is baie interessant, die hoofstuk begin met vrees. Van vrees gaan dit oor na die leuen wat hy vertel het, die voorspoed. En die Bybel leer vir ons dat hierdie man die putte gegrawe het, by die altaar het hy die naam van die Here aangeroep, en dan sluit hierdie hoofstuk af, amper met 'n antiklimaks. Stem jy saam? Ou sal nou dink, hierdie hoofstuk moes nou afgesluit het, and they all live happily ever after. Ons almal soek die Hollywood einde, né? Ons soek almal daai einde van almal is gelukkig, almal is tevrede. Nou kom die Bybel en die Here bring so 'n bietjie 'n realiteitsskok vir ons. Isak het 'n altaar gebou, het die naam van die Here aangeroep, maar dit het hom nie gevrywaar van moeilike omstandighede nie. Dit het hom nie gevrywaar van 'n kind wat in rebellie teenoor hom en sy ma opgestaan het nie. Hoor dit staan daar, ek lees dit gou vir u. Toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dogter van Beeri, die Hetiet, vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon, die Hetiet, en hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet. Nou hierdie woorde, bitter verdriet, vriende, wys eenvoudig, dit kan beskryf word as 'n hartseer of 'n kwelling van gees. En dit het nie net oor persoonlike emosies gegaan nie, maar oor geloof, kultuur en die toekoms van God se belofte. Die vrou het waarskynlik hulle eie afgode en heidense gebruike in die huishouding van Isak en Rebekka ingebring, wat konstante geestelike spanning veroorsaak het. Nou wil ek vanmôre vir u sê dat ek dink nie daar is 'n huisgesin wat van hierdie goed gevrywaar word nie. Ek het gedink daaraan hierdie week, Dawid het 'n seun gehad met die naam van Amnon. Amnon het sy eie suster verkrag. Absalom het 'n rebellie gelei teenoor Dawid. Samuel se seuns het die Here nie gedien nie en nie sy voetspore gevolg nie. Koning Hiskia het 'n goddelose seun gehad met die naam van Manasse. En elkeen van ons kan getuig van iewerste in ons familie, in ons gesinsstrukture, is daar 'n kind of 'n neef of 'n niggie of iemand wat in rebellie opstaan teenoor God en sy waarheid en bittere hartseer en verdriet in die familie en in die huishouding bring. Nou die vraag wat ek seker die meeste kry in my bediening, of een van die vrae wat ek die meeste kry is dit my skuld, Gerard, omdat my kinders die Here nie wil dien nie? En ek sê baie keer vir ouers, ek ken mos nie alles wat in die huisgesin aangaan nie. Ek weet nie wat gebeur as die deure gesluit is nie. Maar wat ek net kan sê is, baie keer stel ons 'n swak voorbeeld vir ons kinders, dit is so. Maar ek het eendag by 'n beradingssessie vir 'n ma en 'n dogter gevra. Toe vra ek vir die ma, het jy 'n volmaakte kind? En die ma sê nee, en ek vra vir die kind, het jy 'n volmaakte ouer? Hulle sê nee. Toe sê ek, nou kom ons maak die beste van die slegte saak. U sien, ons kan nie mekaar heeltyd evalueer en sê, dit is my skuld omdat my kinders die Here nie dien nie, of dis my pa en my ma se skuld omdat ek nie die Here dien nie. Nee. Die Bybel sê vir ons, elkeen gaan van homself rekenskap gee. In my lewe het ek al gesien, kinders wat in goddelose huise groot word, dien vandag die Here met onwrikbare vastigheid en met waarheid wat hulle lief het. Waarom? Ons kan nie altyd die antwoord gee nie, maar wat ek vir u kan sê, dat in baie huisgesinne beleef ons hierdie hartseer, dat 'n kind in rebellie opstaan en hy bring bittere verdriet vir die ouers. Hy bring bittere verdriet vir die familie. En die antwoord is nie altyd vir ons baie duidelik en sigbaar nie, maar ek vra jou dat jy nie met jouself besig sal raak en heeltyd wonder, het ek nie, en kon ek nie beter nie, en kon ek nie iets anders doen nie. Ons almal sal vanmôre sê, ja, ek kon beter en ek kon anders.
Na al die jare wat ek my kinders groot gemaak het, sê ek vir die Here dikwels, Here, as ek dit kon verander, sou ek. As ek dat kan verander, sou ek. En dan leer ek, die tyd is verby. Wat gebeur het, het gebeur. Elkeen moet vir homself rekenskap gee. As ons kyk na die lewe van Esau, dan sien ons Esau was 'n rebel. Hy het nie omgegee vir sy eerstgeboorte reg nie, daarom verkoop hy dit vir 'n pot. Lensies op, daai rooierige goed wat in daai pot is belangriker as my eerstgeboorte reg. So Esau was 'n rebel teen die waarheid wat Isak vir hom geleer het, wat Rebekka hom geleer het. Maar ons sien ook dat Isak en Rebekka hierdie kinders voorgetrek het. Isak was lief, of Rebekka was liever Jakob en Isak was liever Esau. Die Bybel sê vir ons dat daar 'n mate van invloed was op hierdie kind, maar hy moet nog steeds vir sy eie lewe rekenskap gee. Ons gaan nie eendag voor die Here kan staan en sê, Here, dis omdat my pa dit gedoen het, of omdat my ma dit gedoen het, of omdat die gemeente dat gedoen het, dat ek nou so geleef het en hierdie besluite gemaak het nie. Hierdie man was 'n rebel gewees en die Bybel sê sy vroue wat hy geneem het, was eintlik maar 'n gedagte om sy ouers, kan ons die Engelse woord gebruik, te spyt, te vermaak. Ek sal julle pyn aandoen, omdat julle my pyn aangedoen het, as ons die gedeelte bestudeer en kyk wat hierdie man Esau gedoen het. En daar is 'n ou spreekwoord, en ag vriende, verskoon maar as ek so af en toe so 'n bietjie Engels gebruik in die preek, maar daar's 'n spreekwoord wat sê, cut off your nose and spite your own face. Okay. So Esau gaan trou hierdie vrou om sy pa en sy ma so 'n bietjie by te kom, en die verdriet en die pyn en die hartseer in daardie gesin en familie lees ons tot vandag toe van. En ek wil volgende week bietjie praat oor hierdie gedagte van hierdie huwelik, en ek gaan so 'n bietjie meer inligting gee rondom hierdie bittere verdriet en wat die Here van ons vra wanneer dit kom by die soek van 'n lewensmaat, en hoe ons ook die ouers se invloed moet sien in die besluitneming, die kerk, die gemeente se invloed, want u sien, as ek bely ek behoort aan die Here, mag ek nie in 'n ongelyke juk trek nie. Isak en Rebekka, die Bybel sê Isak was die uitverkorene van die Here. Hy sou hierdie wonderlike bloedlyn verder dra en die Messias sou later uit hierdie bloedlyn gebore word. Maar Esau steur hom nie daaraan nie. Vir Esau is dit nie belangrik nie. Esau weet wat God se standaard is rondom die huwelik, en Esau trou net met hierdie vroue en hy gee nie regtig om wat hulle siening is rondom God en godsdiens en die aanbidding en die waarheid van die woord nie. Wanneer mense na my toe kom en hulle praat met my oor huwelike, mense vra baie keer vir my, luister Gerard, hoe sien jy 'n huwelik en wat beskou jy as dinge waarna jy moet kyk om 'n regte huweliksmaat te kry? En ek kom elke keer by die een gedagte, die Here sê ons mag nie in 'n ongelyke juk trek nie. As daardie man of vrou die Here nie dien en die Here nie ken nie, dan is dit nie eens 'n opsie nie. En dan kry ons nou die paar dwaase vrouens of mans. Ek sal hulle verander. Ek sal hulle verander. As God hulle nie kan verander nie, hoe dink jy sal hulle verander? En as ek sê, as God hulle nie kan nie, God kan. God kan verseker, hy is die almagtige, hy is die een wat 'n lewe in 'n oomblik kan verander. Maar ons sien in die lewe van baie van die mense in die Bybel, hulle aanhoudende rebellie, 'n aanhoudende opstand teenoor die Here. En baie keer laat die Here gee hulle oor aan hulle boosheid en dwaasheid, en hulle sterf in hulle sonde. As iemand onder die geklank van die woord kom week na week en hulle verander nie, daar's nie 'n vernuwing in hulle siele nie, moet tog nie dink jy gaan die hero wees in die verhaal om hulle te verander nie. Die Bybel is baie duidelik, hierdie man Esau het gesien hoe Isak die altaar oprig. Hy het gesien hoe sy pa die naam van die Here aanroep. Hy het gehoor van sy oupa Abraham wat dit gedoen het. Hy het gesien hoe God kragtig en magtig werk in hulle huis en die voorspoed wat hy hulle gegee het. En tog kies Isak om lynreg teen God se waarheid te gaan en teen hierdie vasgestelde standaard om dan ook die regte vrou te trou. 'n Ander probleem wat ons hier sien, hy het 2 getrou. 2. En die Here sê 1. Ons gaan bietjie praat volgende week bietjie oor hierdie gedagte. Daar is ongelukkig nie tyd vanmôre om in diepte in te gaan oor hierdie saak nie, maar wil ek afsluit deur vir u te sê. As jy vanmôre op soek is na 'n huweliksmaat, is dit noodsaaklik om inligting in te win van mense wat die Here liefhet en die Here dien.
Moenie in jou dwaasheid voortgaan en dink dat jy kan maak wat jy wil, dan gaan geen gevolge in jou lewe wees nie. As pa en ma moet jy 'n voorbeeld stel aan jou kinders hoe die Here gedien moet word. En as jy vanmôre nie so 'n voorbeeld het nie, dit is noodsaaklik om na die woord van die Here te gaan en vir die Here te vra, gee vir my wysheid. Vriende, ons gaan vanmôre afsluit. Ons het gekyk na Isak se vrees, sy leuns, die voorspoed en die bittere verdriet wat hulle beleef het. Nou ons sal volgende week bietjie uitbrei op hierdie laaste gedagte. Ek gaan bietjie 'n positiewe en 'n negatiewe preek vir u preek oor die huwelik, oor die aanloop na die huwelik en dan ook as 'n mens getroud is, wat die Here van ons vra. Maar wil ek vanmôre afsluit deur vir u te sê, die altaar was die plek waar alles sin gemaak het in die lig van God se getrouheid en heiligheid. Isak se vrees, die leuns, die voorspoed, die putte wat gegrawe was, die argumente wat hy gehad het met die Filistyne, ons sien al hierdie dinge wat gebeur het en by die altaar het alles sin gemaak. Selfs hierdie seun van hom wat hierdie twee vroue geneem het, wat God nie gedien en lief gehad het nie, alles het sin gemaak by die altaar. En wil ek u vanmôre nooi, Hebreërs 4:15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ek weet nie hoe u lewe vanmôre lyk en daarna uitsien nie. Miskien is daar 'n klomp putte in u lewe wat toegestop is. U weet vanmôre hoe u lewe voor die Here lyk. Dan vra ek vir u om by die altaar uit te kom, op u knieë te val, te roep na die God van hemel en aarde, sodat hy ook vir u genade en barmhartigheid kan bewys. En mag die Here vir u genade gee, as u miskien bittere verdriet beleef met dinge, besluite wat u miskien gemaak het of u kinders gemaak het. Mag u vrede vind by die altaar. Want die Bybel sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, dat ek vir julle rus kan gee. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u waarheid en uit die lewe van Isak leer ons dat daar so baie dinge kan gebeur in 'n mens se lewe. So vinnig kan dit gebeur. Here, dit kan soveel impak hê in jou lewe, verrykende gevolge. En vra ons Here vir getrouheid, vir genade, vir wysheid, vir insig, sodat ons kan lewe tot eer van u naam. Gee vir ons ook genade om die woord te bestudeer. En Here, help vir ons om te besef ons te hoëpriester, wat met ons swakhede medelee kan hê. Ons te hoëpriester wat vir ons intree en ons kan met vrymoedigheid na hom nader. Daar is geen lewe wat te gebroke is, Here, wat u nie kan heel maak nie. En daarom bid ons vir groot genade en wysheid en insig, sodat ons kan wandel tot eer van u naam.